Welkom by ons kanaal. Hierdie video is spesiaal gemaak vir kinders met ADHD en die wat sukkel om te konsentreer. Ons hou die beelde kalm en eenvoudig sodat niks jou fokus sal versteur nie. Hier leer ons op 'n prettige en maklike manier wat jou sal help om beter te fokus en lekker saam te leer. Hoe om jou video's te kyk en notas te maak. Begin met 'n lekker rustige plek. Kry 'n stil plek waar jy kan fokus sonder dinge wat jou aandag gaan aflei. Hou jou notaboek en pen naby. Maak seker jy het 'n notaboek of papiere en 'n pen reg, so is jy gereed om dadelik te skryf. Luister en kyk vir sleutelidees. Luister mooi en kyk na die prente in die video. Skryf net die belangrike woorde of gedagtes neer. Hou dit kort en eenvoudig. Gebruik prentjies en kleure. Skets vinnig as iets moeilik is om te onthou en gebruik kleure om verskillende idees uit te lig. Dit maak dit lekkerder en makliker om te onthou. Pause as jy moet. Druk pause as jy iets weer wil hoor of as jy 'n bietjie dinktyd nodig het. Jy kan selfs terugspeel om 'n deel weer te kyk. Skryf vrae neer. As jy iets nie verstaan nie, skryf dit neer sodat jy later kan vra of meer daaroor kan leer. Lees jou notas vinnig deur. Aan die einde, kyk weer vinnig deur jou notas. Dit help jou om die belangrike idees beter te onthou. En onthou, daar is 'n oefening onder aan die beskrywing wat jy kan voltooi. As jy subscribe, kan jy dit doen en jou kennis verder toets. Hallo en welkom terug. Vandag gaan ons kyk hoe om grondplanne van strukture of masjiene te teken. 'n Grondplan is soos 'n kaart wat die uitleg van 'n gebou, kamer of masjien wys. Ons gaan leer hoe om hierdie planne op 'n akkurate manier te teken, insluitend hoe ons 'n skaalperspektief gebruik. Kom ons begin. Wat is 'n grondplan? Kom ons begin met die basiese definisie. 'n Grondplan is 'n visuele voorstelling van hoe 'n struktuur of masjien op die grond geleë is. Dit wys die posisie van mure, kamers, deure, vensters en ander belangrike eienskappe. Dit is baie belangrik vir ingenieurs om 'n duidelike grondplan te hê om die struktuur of masjien te bou. Die belangrikheid van skale in 'n grondplan. Wanneer ons 'n grondplan teken, gebruik ons dikwels 'n skaal. Dit beteken ons maak die plan kleiner, maar die verhouding bly dieselfde. Byvoorbeeld 1 meter op die werklike gebou kan gelyk wees aan 1 sentimeter op die grondplan. Dit help om die grootte van die gebou of masjien op papier te wys, sonder om dit regtig te bou. Gebruik van perspektief in grondplanne. Perspektief is die manier waarop ons die ruimte van die grondplan weergee om dit meer realisties te maak. Daar is 2 hooftipes perspektief wat ons gebruik in grondplanne: eenvoudige perspektief en meervoudige perspektief. In eenvoudige perspektief is alles in een rigting gerig, maar in meervoudige perspektief wys ons verskillende hoeke van die ruimte om dit meer 3D te maak. Hoe om 'n grondplan van 'n gebou te teken. Nou gaan ons kyk hoe om 'n grondplan van 'n gebou te teken. Begin met die buitegrense van die gebou. Gebruik 'n liniaal om die buitewande te trek. Dan teken jy die interne mure en afdelings. Maak seker die afmetings is akkuraat. Onthou, jy werk met skaal, so dit moet duidelik wees. Teken die deure en vensters waar hulle sal wees en maak die plan so duidelik moontlik. Grondplanne vir masjiene. Grondplanne is nie net vir geboue nie. Ingenieurs gebruik dit ook vir masjiene. As ons 'n masjien ontwerp, teken ons die posisie van al die dele soos motors, ratte en ander komponente. Dit help ons om te sien hoe die masjien werk en of alles pas en saamwerk. Nou weet jy hoe om 'n grondplan van 'n gebou of masjien te teken. Onthou om skaal en perspektief reg te gebruik sodat jou ontwerp akkuraat en duidelik is. Oefen dit daagliks en jy sal beter raak in die konstruksie van grondplanne. Dankie vir die kyk en moenie vergeet om te like en te subscribe vir meer lesse oor ingenieursgrafika nie. Tot 'n volgende keer. As jy belangstel in die oefening, los jou e-pos in die kommentaar en ek sal dit graag vir jou stuur.
Maak seker jy is ingeteken om toegang te kry.